Goed, kom ons begin. Ons gaan vandag Sondag 12 doen, hè. Dis waar ons vandag kom, hè, met ons werk. So was voorlaas het nou by ons is by Sondag 11 gewees. En nou moet ons vandag na Sondag 12 toe aanbeweeg. Nou Sondag 12 sien ek behandel hom altyd ook in twee afdelings, né? Eers Sondag 12a en dan B. Okay, die eerste een is vraag en antwoord 31 en dan 32, nê. En dit is so 'n bietjie twee verskillende sake waaroor dit gaan. Die een gaan nou oor Christus en dan die ander een, hoekom word jy 'n Christen genoem, nê? Okay, maar voordat ons aangaan, kom ons bid eers. Ons Vader, baie dankie dat ons vanmiddag weer hier saam kan wees. Dankie dat ons in die woord kan wees. Ons bid Here dat U ons, as ons in die woord is, net regtig deur U Gees ons sal bywees. En baie dankie Here dat ons dit van U af kan vra. Amen. Goed, kom ons kyk 'n bietjie. Voordat ons nou aangaan met ons werk, ons dink net 'n bietjie, waar is ons op die oomblik? As ons nou by Sondag 12 is, waaroor gaan dit? Of nee, ek wil so vra, waar is ons in die katekismes as ons by Sondag 12 is? In 12 artikels. In die 12 artikels, nê? Die 12 artikels. 12 artikels van wat se belydenis skrif? Van die, wat noem my som? Die? Geloofsbelijdenis. Ja, geloofsbelijdenis, die apostoliese geloofsbelijdenis, baie mooi. Okay, so, nou is my vraag, hoekom behandel die katekismes dit? Vir wat op hierdie aarde die reuse moeite om deur al 12 daardie artikels te beweeg? Hoekom doen 'n mens dit? Want dit gaan oor in die Bybel saam te vanke. Okay, dit vat die woord van die Here saam. Kom ons probeer 'n bietjie meer daarop ingaan, Marie. Kom ons gaan 'n bietjie dieper daarop in. Ek stem saam met die saamvatting, maar kom ons probeer net so 'n bietjie meer praat, dit saamvat, die woord. Maar kom ons kyk 'n bietjie of ons meer detail daar kan gee. Soos beter kan verstaan. Ja, sekerlik. Ja, okay, goed. Maar dis nie die katekismes se ding nie. Hoekom behandel die katekismes die samevatting? Ons werk nou maar eers met die woord. Hoekom behandel die katekismes die samevatting van die woord in 'n belydenisskrif? Hoekom? Om ons beter ons verlossing te laat verstaan seker. Goed, ja, want dit pas in by die verlossing deel van die katekismes, maar daar's nog 'n rede. En hy sluit aan by dit wat ons in Sondag 7 geleer het. Wat het ons in Sondag 7 nou weer geleer? Waaroor het dit daar gegaan? Kyk, maak op julle katekismesboeke, kyk. Gaan eruit dink van of almal verlos word. Okay, mooi. Christus soos hulle deur Adam Verlore gegaan het. Pragtig, né? Okay. En wat is die antwoord? Nee, so wie dan? Nee, wat in hom glo. Daar sê met 'n ware geloof aan hom ingelou word. Dit is al praat oor 'n ware geloof by vraag en antwoord 21. Wat is 'n ware geloof nou weer? Uit wat bestaan dit? Is nie net dit is 'n kennis. Ja, kennis. En 'n vaste vertroue. Mooi. Daar sê kennis van wat? Van die evangelie. Die beloftes van die evangelie, nê? Beloftes van die evangelie. Vaste vertroue op die een wat in die evangelie beloof word, naamlik Jesus Christus, nê? En toe is daar 'n vraag by Sondag 22, wat moet 'n Christen glo? By vraag en antwoord 22. Wat moet 'n Christen glo? Alles wat ons in die ewige evangelie beloof word en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer. Okay. Aan die ander woorde, die beloftes van die evangelie word saamgevat in daardie artikels, nê? Nou wat beloof die evangelie?
Wat beloof die evangelie? Jesus. Ja, God. Nee, God. Wat se versie in die Bybel praat daaroor? Die versie in Genesis. Wat se hoofstuk in Genesis? 3. Dis waar ons die moederbelofte kry. Maar kom, ons dink 'n bietjie, ons het dit gedoen daarso toe ons by Sondag 8 was. Ja, is ek 17. Ja, mooi, hoofstuk 17. En wat is daai belofte? Asof jy 'n God is en jy is my volk wees. Mooi, ek sal vir jou 'n God wees. God beloof hom in die evangelie, nê? Nee. En hierdie God is God die God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. mooi, ons drie enige God. En dis mos hoe die 12 artikels ingedeel word ook, nê? Nee. Eers God die Vader, dan God die Seun, dan God die Heilige Gees. God die Vader en ons, God skep. mooi, God die Seun en ons, Verlossing, mooi, God die Heilige Gees en ons, heilig maak. heilig maak hom pragtig, daar's hy. So, dit is die 3 dele van die 12 artikels, dit gaan oor God. En hierdie 12 artikels is te gelykertyd ook 'n samevatting van die beloftes van die evangelie. En daarom gaan dit oor God. God wat aan ons, homself aan ons beloof in die evangelie. Dat ek weer julle God sal wees. In die sondeval loop ons weg van God af. En in die dood in. En word ons slawe van sonde en dood. In die verlossing deur Jesus Christus word ons weer kinders van God in 'n nuwe genade verbond met hom. Okay, maak dit sin. Okay, dis hoe kom ons ook op die oomblik dan nou deur daardie 12 artikels werk, want ons is besig om meer te leer oor die beloftes van die evangelie waarin ons glo, nê, waarin Christene glo en waarin ons, wat maak dat ons deel in Jesus Christus, deur die geloof word ons ingelyf. En wat glo ek? Okay. En wat moet ons glo? Dit het ons geleer oor God die Vader. Wat glo as jy glo, as jy bely, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Wat is die kern en belangrike sin daar by Sondag 9? Toe ons daaroor geleer het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde. Ons glo dat hierdie Almagtige God ook Ons Vader is. my Vader is, nê, Jesus. deur Jesus, baie mooi, deur Jesus Christus, nê. En toe het ons geleer, wat beteken dit vir my persoonlik as hierdie almagtige skepper ook my Vader is deur Jesus Christus? Dit beteken ook dat ek op hom vertrou, dat hy my sal versorg, dat hy ook al die kwaad wat in hierdie jammerdal oor my beskik vir my ten goeie sal meewerk. Dit is nog iets geleer van God die Vader. As hy die skepper is, dan doen hy ook iets deur sy voorsienigheid. Wat doen hy deur sy voorsienigheid? Hy onderhou alles. Onderhou alles en Regeer. alles. Pragtig. Onderhou gaan nogals baie sterk oor versorging. Regering gaan daaroor dat hy alles in hierdie skepping en in die geskiedenis van hierdie skepping haarfyn beplan en uitvoer. Nou, so toe kon ons daaroor leer. Dit is nogals gesê, so wat baat dit jou dat jy glo in die voorsienigheid van God? Wat help dit? Wat 'n voordeel bring dit? Ons bring ewige lewe. Ja, Ons is nie onder 'n klipharde noodlot. mooi, ons is nie onder 'n noodlot hand nie, nê. Okay, onder wat se hand is ons? Onder 'n Vader. 'n Vaderhand. Hy laat alles nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand ons toe kom, nê. En toe kon ons nog iets geleer het. Ons kon ook geleer het dat dit maak dat ek in voorspoed hoe is? In voorspoed en in teëspoed altyd. In voorspoed dankbaar. In teëspoed geduldig, nê. Okay. So dit is wat ons nou al geleer het. En vir die toekoms, voorspoed en teëspoed is goed wat nou met my gebeur, en vir die toekoms Te vertrou. mooi 'n vaste vertroue. Waarop? Op die hoop. Dat niks my van Sy liefde sal sy liefde sal skyn nie. Nee, daar sê hy. So, dis wat ons al by Sondag 10 kon geleer het. En Sondag 9 wat gaan oor God die Vader
Nee, wonderlik dat hierdie almagtige God, die Jesus Christus, my Vader word. Nou, toe kon ons aanbeweeg na God die Seun, en dis van Sondag 11 tot by Sondag 19. Nee? En nou vra die katekismus, hoekom word hy Jesus, wat verlosser beteken, soos Amelia het, ek het gou van oopmaak. Kom word hy Jesus genoem, wat verlosser beteken? Amelia, ons is nou net bezig om 'n bietjie gaga te hersien. Ons gaan nou vandag na Sondag 12 toe aangaan. En ons is op die oomblik net gou besig om Sondag 11 te hersien. Hoekom word hy Jesus wat verlosser is beteken? Hoekom word hy so genoem? Want dit is volk wat van hulle sondes verlos. Hy verlos sy volk van hulle sonde. Mooi. Toe het ons nogals geleer, hy verlos ons uit die van sonde. Uit sonde? Skuld. En hy verlos ons uit sonde? Mag. Mooi, hy verlos ons uit sonde skuld, hy verlos ons uit sonde mag, en hy verlos ons ook van, wat nog? Daar's nog iets van die sonde. Sonde gevolge, baie mooi. So uit die sonde skuld, sonde mag, sonde gevolge. Daaruit verlos Jesus ons. Dis die wonder van Jesus as ons verlosser, nee. Hy betaal ons skuld. Hy verlos ons uit die mag van sonde en hy verlos ons ook uit die gevolge van sonde. Right, nou. Kom ons beweeg nou aan na Sondag 12 toe. Andile, het jy jou goeders daar? Ja. Okay, Sondag 12, so maak ook jou boekie daar by Sondag 12 en ook die vragies. Ons sal nou eers kyk na die vragies wat ons gedoen het vir ons huiswerk en dan gaan ons aanbeweeg na kom ons doen die vraag. Het julle die vraag daar so? Okay, mooi. Kom ons kyk 'n bietjie. Marie, is jy reg? Kom ons kyk na daai afdeling A. Wat beteken die naam Christus volgens vraag 31? Gesalfde, nee. Hy is die gesalfde. Ek net gou my katekismusboek ook net hier oop kry. Sondag 12. Hy is die gesalfde. Okay, dis reg. Nou, kom ons praat net 'n bietjie oor gesalfde. Wat op aarde is gesalfde? Wat doen, waaroor gaan dit? Soos om 'n ampt bevestig te word in die Ou Testament. Ja, en dan wat het hulle gedoen? Het salf oor iemand se kop uitgegiet. Salfolie oor iemand se kop uitgegiet. Wat 'n mislike affære. Ek sou niks daarvan gehou het nie. Maar goed, in daai tyd lyk my is dit hoe hulle gedoen het. Jy het nou gekom en dan het die profeet nou as jy nou staan en dan moes jy so nou seker een of ander kruik gewees het. En dan gooi nou al die goed hier boor. Okay, dis wat hulle gedoen het. Hulle gesalf, nee. Okay, maar dit was 'n simboliek. Ek wil nou net kyk bietjie. Kom ons kyk bietjie net na die volgende vraag. Dit het natuurlik ons sommer net vir lekker te gedoen nie, né? Dis nie net kyk kom ons gooi bietjie salf vir jou want dit is nou lekker nie. Nee, dit het 'n spesifieke doel gehad, okay? En ons sal 'n bietjie daaroor leer. Maar kom ons kyk eers na vraagie 2. In die Ou Testament word nie gepraat van Christus nie, maar van Messias. Nou, okay, en dit is ook daai Messias is nou weer die woordjie in Hebreëus wat gaan oor salwing. Okay. Kom van daai Messias af. Goed, en net soos as mens nou weer Christus vat,
Christus nou is nou weer in die Grieks. Het dit ook daai betekenis van om te salf. OK. So Messias Christus, nee. So Christus is eintlik 'n Griekse vertaling van die Hebreëse woord wat mense in die Ou Testament sal kry. Right. Nou, wie het Jesus gesalf? God het hom gesalf. God het hom gesalf, nee, God die Vader, nee. OK, gesalf met wat? Die Heilige Gees. Waarmee of met wie is Jesus gesalf? Met die Heilige Gees. En nou dit is belangrik, nee, daardie salf, hierdie salf wat oor jou kom in die Ou Testament, dit is dan nou 'n, kom ons maak so, heenwysing na die Heilige Gees wat oor jou. Wat is daai woord wat ons nou geleer het daarso by toe Saul? Onthou jy toe ons in die oggend met die Bybel lees, het ons gelees van een saam van Saul. Die Gees het oor hom geword. En oor Dawid het ons dit ook gesien. Het oor hom vaardig. Het oor hom vaardig. Vaardig geword. Nee, hy beteken die Heilige Gees werk nou kragtig in hom en bekragtig hom om sy werk as gesalfde te kan doen. Want as gesalfde het hy 'n spesifieke werk. OK, 'n spesifieke werk. En die Heilige Gees bekragtig jou om daai spesifieke werk te doen, want dit is groot werk. OK, wat die gesalfde moet doen. Wat nou met die Heilige Gees gesalf is. Goed, kom ons kyk 'n bietjie vragie 5 sê, as wat is Jesus gesalf of aangestel? In watse ampte? Want as jy gesalf word, kom ons sê net dit, as jy gesalf word, word jy nou, kom ons sê hierso, die Heilige Gees bekragtig jou, kom ons sê dit so. Kragtig, gee jou krag, né? Maar ook so word jy in 'n ampt gestel. In 'n ampt. OK? Die Engelse woord is office. OK. 'n Ampt, dis 'n spesifieke, dit gaan oor jou werk. Oor jou, dis soos 'n taakbeskrywing. Nee, dit sê wat jy moet doen, dis jou ampt. OK. So nou staan daar, as wat, vir watter 3 ampte is Jesus gesalf of aangestel? Wat sê jy nou daarso? Andile, sê maar. Die koning en die priester. Mooi, die koning, priester en derde een? Profeet, nee. So daar's die 3, koning en priester en profeet. OK, dis belangrik. Nou daai 3 ampte was die groot ampte waarmee die Here sy volk in die Ou Testament regeer het, bedien het, verlos het. Nou, die priester, die koning en die profeet. Kom ons dink 'n bietjie aan profete in die Ou Testament. Wat 'n profete ken julle? Jesaja was 'n profeet. Nou, en Elia was 'n profeet. En ons hoor dat die Here vir Elia sê dat hy vir Elisa moet salf as profeet wat hom opvolg daarin 1 Konings hoofstuk 19. Nou, en in 1 Konings hoofstuk 9 lees ons van Samuel wat vir Saul moet salf as koning. OK? En as 'n mens daar in Eksodus 28 lees, dan lees 'n mens van die salwing van die priester. Nee, so die priester word gesalf, die koning word gesalf, die profeet word gesalf. En dit is 'n merkteken daar in die Ou Testament van die Heilige Gees wat oor hulle kom
en hulle bekragtig om daardie werk te doen. Maar al drie daai ampte wys ook na Jesus toe. OK, ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Goed. Nou, waar maak ons hoogste profeet, dis nou vraagie 6, waar maak ons hoogste profeet aan ons die pad van verlossing ten volle bekend? In die Bybel. Ja, OK, ek stem in die Bybel, in die woord. Nou, ek sê ook, kan ons dalk sê, wat het jy geskryf, Marie? In die woord van God. In die woord van God, nee, evangelie, nou, daar maak hy vir ons dit bekend. Of profeet, ekskuus, ek het nou verkeerd gesê, as hoogste profeet, nee. Christus is ons ewige koning, wat ons met sy en regeer. Met sy woord en gees regeer. Right. So, okay, kom ons kyk dan kan ons na afdeling B toe gaan. Okay, kom ons kyk daar. Wie se stem het in Matteus 3 vers 17 uit die hemel gekom en wie het volgens Matteus 3 vers 16 soos 'n duif op Jesus neergedaal en op hom gekom? Kom ons dink 'n bietjie. Marie, wat sê jy? God die Vader se stem, die Heilige Gees. Mooi, God die Vader se stem is gehoor, die Heilige Gees kom in die gestalte van 'n duif op Jesus af. OK? Dan, in Deuteronomium 18 vers 15 word daar van Christus gepraat. Van watter amp van hom word daar melding gemaak? Wat sê jy daar, Johannes? Profeet, nee, daar kom 'n profeet, sê Moses, soos ek is. OK. Right, kom ons kyk 'n bietjie. Lees Psalm 2 vers 6. OK, maak gou op julle Bybels daar. 2 vers 6. Psalm 2 vers 6. Kyk 'n bietjie. OK. Andile, het jy jou Bybel? Lees hom sommer vir ons daarby, ja? Dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. OK, dit is ek wat hom gesalf het as koning op my heilige berg Sion. Nou, kom ons kyk nou 'n bietjie wat sê die vraagie. Lees Psalm 2 vers 6, dan staan daar: die ek waarvan hier gepraat word is die Vader, God die Vader, nee. Vul die ontbrekende woorde in. Ek tog het my oor Sion, my heilige berg. Sê 'n bietjie, maar Johannes, sê jy sommer die antwoorde vir ons. Koning gesalf. Ek het my koning gesalf oor Sion. OK. Goed, ons gaan nou 'n bietjie meer oor hierdie hele besigheid leer. Kom ons kyk net of julle dit nou reg het. Lyk my julle het dit reg gekry. Vraagie 4. Wat sê die Here, die Vader in Psalm 2 vers 7 van die koning wat die Vader gesalf het? U is my seun. Nou, u is my seun. Vandag het ek u self gegenereer. Nou, hoe sê jou versie 7 dit, Andile, daar by jou Bybel? Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. Ek is jou vader. OK. Jy is my seun, ek is jou vader. Goed. Right. Dan sê wie sê die Here, of wat sê die Here, die Vader, in Psalm 2 vers 7 van die koning, wat die Vader gesalf het? U is my seun. En wat sê die Vader in Matteus 3 vers 17, nadat die Gees op Jesus neergedaal het? Dit is my geliefde seun, nee. En so sien 'n mens ook, net die Here salf sy koning. Daai koning wat hy salf is sy seun. En by Matteus 3 sien ons hoe die Heilige Gees op hom kom en hom dan salf. OK. Nou goed, kom ons kyk. Vraagie 5. Van watter amp van Christus praat Hebreërs 7 vers 27? Wat het jy gesê, Marie?
Priester, nee. Wat was die offer van Jesus? Wat sê jy daaraan, die by daai laaste vraagie, vraagie 6? Of nee, dis nie die laaste vraag nie, nog 7 en 8. Wat was die offer? Wat se offer het Jesus gebring? Ja? Ek dink Jesus die koning is egter veilig want hy is die Here gesalfde. Okay, maar hy offer uiteindelik homself aan die kruis. Nou, so ons gaan nou daarna kyk. Goed, hoe word Jesus in 1 Johannes 2 vers 1 genoem? Wat sê jy daar, Johannes? Voorspraak. Ons voorspraak. Ons voorspraak. Dit is 'n belangrike woord. Dit is ook deel van sy priesterwerk. Hy tree vir ons in, hy praat vir ons. Ons kan ook sê, daai woordjie is ook advokaat. Hy is ons advokaat. Hy tree vir ons in by die Vader. OK. Goed. Dan vraag 8, Marie, is daar 'n ander pad na God toe behalwe Jesus alleen? Lees Johannes 14:6. Wat sien jy daar? By daai laaste vraag, wat is jou antwoord daar? Nee, niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus alleen. OK. Mooi, jy's presies reg. Kom ons vat nou net ons katekismusboeke en dan kyk ons wat moet ons hier leer. Kyk nou daar. Ek wil nou net hier vir ons 'n bietjie skoon op die bord. Dis nou 'n bietjie gou laat is dit, né? 5. So op die oomblik is ons nou by artikel 1 van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, nee. En dan van artikel 2 af is ons by ek glo in Jesus. Okay, ons het hom nou klaar behandel, nee. Nou is die volgende een, ek glo in Jesus Christus. Okay, nou wil ek hê ons moet nou so 'n bietjie mooi kyk wat sê daai katekismus vraagie. Andile, het jy hom daarso? By vraag 31. Waarom word hy Christus wat gesalfde beteken genoem? So hy's Christus, dit ons nou mooi is die gesalfde, ons het net gepraat oor wat beteken daardie gesalfde. Gesalfde beteken hy is deur die Heilige Gees bekragtig. Gesalfde beteken ook hy word in 'n ampt gestel. Maar nou wil ek hê ons moet dit bietjie lees dan. Marie, lees jy vir ons die eerste sinnetjie tot by die A. Tot by A. OK? Omdat hy deur God die Vader verordineer en met die Heilige Gees gesalf. En het jy nou nie ook aangestel, bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf. Okay, my boekie sê bestem en aangestel, joune sê verordineer. Ek hou nogals van verordineer. Ek hou vrek baie van verordineer of bestem. Nee, wat sê joune? Selfde aan Johannes? Ja. Andile, hoe sê joune dit? Tot daar by A. Lees net daai eerste sinnetjie, ja? Alright, die antwoord omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel het met die Heilige Gees gesalf. Okay, so myne en joune is dieselfde. Hulle sin is bietjie ouer. Maar hier moet ons belangrike woorde raak sien. Hy is die Christus want hy is bestem. Bestem of verordineer. Kom nou. Wat beteken bestem of verordineer?
Wat beteken dit? As ek sê, Jesus is bestem om die Christus te wees, wat beteken daai bestem? Uitgekies. Ek stem saam, maar nie heeltemal nie. Hy is gemaak daarvoor. Gemaak daarvoor, okay? Sy doel. Dis sy doel, okay? Ons kan ook sê, vooraf bepaal. Christus is vooraf bepaal deur die Vader, dat hy die Christus gaan wees. Wanneer vooraf? Voor die wêreld. Voor die wêreld gemaak is, vooraf bepaal, voor die skepping. Hierdie is wow. Voor die skepping, ons kan ook sê, in God se groot koninkryk storie. Voor God die wêreld gemaak het hy besluit, ek gaan 'n koninkryk hê. En 'n koninkryk geskiedenis. Okay? En God sit voor die skepping, met respek nou gesê, en God dink hierdie storie van hom uit. Okay? Die gaan 'n skepping wees, 'n goeie skepping. En daar gaan uiteindelik ook 'n herskepping wees. Okay? En in God se koninkryk storie laat hy ook 'n sondeval toe. Hy laat dit toe, né? Dis alles deel van God se groot koninkryk storie. Nog voor die wêreld daar is, beplan hy dit. Hy laat 'n sondeval toe. En dan beplan hy, ek gaan 'n verlosser gee, die moederbelofte. Kind uit 'n vrou, en hy gaan die oorwinning bring, né? Hy gaan die oorwinning bring, en hierdie kind gaan die Christus wees. Okay? Hy is die Christus. Christus. Gesalf tot 3 ampte. Priester, koning, profeet. Dis alles binne in God se groot plan. Voordat hy nog die wêreld gemaak het God dit alles beplan. God het dit alles beplan. Kom ons kyk bietjie in ons Bybel. Maak oop julle Bybels vir my by Johannes hoofstuk 6. Johannes 6. Johannes 6 en dan gaan julle vir my na vers 38 en 39. Goed, het julle dit dan? Right, kom ons sê sommer, Marie lees vir ons vers 38. Jesus praat nou hierso, né? Dis nou Jesus wat hier praat. Okay? Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Jesus doen die wil van hom wat hom stuur. God stuur hom met 'n opdrag. God het hom aangestel. God het hom verordineer. God het hom bestem om sy wil te gaan doen. Nee. En wat is sy wil? Lees vir ons vers 39, Johannes. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. Okay, Andelie, lees ek bietjie daai vers 39 dan jou Bybel, ek wil hoor hoe klink dit. En dit is die
die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. OK. So, die Here het 'n plan. Al voor die grondlegging van die wêreld het hy die plan. Hier's 'n koninkryk geskiedenis en wat hy het is, hy het mense wat in hierdie koninkryk van hom gaan bly, sy koninkryk volk. En hierdie mense leef na die sondeval hier in die wêreld. God se koninkryk volk. Maar hierdie koninkryk volk van hom is verlore. Ons is op pad hel toe. Maar nou stel hy voor hy alles gemaak het, nog voordat hy begin het, toe daar nog niks was nie, het God hierdie plan, hy het hierdie storie. Okay? In daardie storie is daar 'n koninkryk. Met 'n koninkryk geskiedenis, wat gaan begin by Genesis 1, dit stop by Openbaring 21. In hierdie storie is daar mense, okay, wat deel van wat hierdie koninkryk se volk moet wees. 'n Koninkryk sonder mense help ons nog nou niks nie. Sê nou maar mense het nou die koninkryk van die Zulus. Maar daar's niks Zulus nie. Wat help dit nou? Nee, of is dit die koninkryk van Engeland? Die Verenigde Koninkryk van wat ook al. Maar daar's niks mense daar nie. Wat help dit? Nee, of ons sê die Republiek van Suid-Afrika, maar daar is niemand in die Republiek nie. Wat help dit? Jy kan nie 'n republiek sonder mense hê nie. Daar moet 'n volk wees van die republiek. Okay? En dan moet 'n volk wees van die koninkryk. So God het 'n koninkryk en hy het 'n koning en hy het mense. Okay? Wie is die koning? Die gesalfde koning Jesus. Maar hy is nie net 'n koning, hy is ook 'n priester en hy is ook 'n profeet en hy is 'n koning. En God stel hom aan. Maar toe nou maak oop Galasiërs 4. Galasiërs 4 vers 4. Weet jy nog? Galatians. Okay. Galasiërs net so 'n bietjie van Johannes af agtertoe aan die net. Jy moet kyk, dis Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dan kry Handelinge, Acts, dan Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galasiërs. Okay, so hy's bietjie agtertoe. Het jy hom? Hoofstuk 4, kyk Galasiërs 4. Okay, dan wil ek hê, kan nou nie onthou, wie moet nou lees? Kom sê sommer weer, Marie, jy lees, Galasiërs 4 vers 4. Mama. Okay. Kom ons kyk 'n bietjie, lees vir ons Galasiërs 4 vers 4, Marie. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Okay, met ander woorde, hy het sy seun aangestel. Dis jou werk, my seun. Jy gaan die koning, priester, profeet van my koninkryk wees. My seun, in hierdie koninkryk gaan jy mense hê wat aan jou behoort. En dan stuur hy hierdie seun, want hy moet die koninkryk nou bring en hierdie mense wat in die koninkryk hoort, in die koninkryk inbring. Nee, hy duiwel vernietig en Satan vernietig. En dan kom die volheid van die tyd. Okay? Die tyd loop, die tyd begin hierso. En die tyd word vol woeps. Dan stuur God sy seun, gebore uit 'n vrou, gebore uit die maagd Maria. Né? Okay, lees weer vir my versie 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Okay, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Johannes, lees my vers 5 van Galasiërs 4. Om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Ons staan skuldig onder die wet, want ons is sondaars, ons staan onder die wet,
skuldig, ons gaan hel toe, maar Jesus kom koop ons los, dat ons kan uitkom, kinders van God, kinders van die koninkryk, maak dit vir julle sin, okay? Maar goed, nou, so met ander woorde, Jesus is aangestel, bestem vir die tyd, en toe is hy ook gesalf, toe hy mens word, toe is hy ook gesalf deur die Heilige Gees, en daarvan lees 'n mens nou daar, in Matteus hoofstuk 3, en 'n mens lees ook daarvan in Lukas 3, kom ons lees 'n bietjie dit, kom ons maak ons Bybels oop by Lukas, Lukas 3. En dan lees ons daar versie 21 en 22. Andile het jy hom? Ja, ek het. Lukas 3, lees jy vir ons vers 21? Dan Marie, jy lees vers 22. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus opgeloop en terwyl hy staan en bid het hemel opgegaan. OK, Marie, vers 22. En die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal, en 'n stem uit die hemel gekom, het uit die hemel gekom wat sê: U is my geliefde seun, en u het ek welbehaag. OK, daar kom die Heilige Gees nou op hom. Hy kom in die volheid van die tyd. Nou is Jesus so 30 jaar oud. Hy's gebore uit die maagd Maria, 30 jaar het nou verbygegaan. Nou het die tyd aangebreek dat hy sy werk as die gesalfde moet begin doen. Hy's vooraf bestem as die gesalfde, nou word hy gesalf. Nou gaan hy sy werk begin doen. OK? Nou lees ons aan na hoofstuk 4 toe. Ons gaan na hoofstuk 4 toe. By vers 14. Johannes lees vir ons vers 14 van Lukas 4. En dan lees ons nou aan tot by gaan ons aanlees tot by vers 21. OK? Elkeen lees so 'n vers, en lees so in die rondom. OK, lees vir ons vers 14, Johannes. Die soldate het... Nee, jy is by die verkeerde plek, hoofstuk 4 van Lukas 4 vers 14. En Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer, en daar het 'n gerug aangaande hom deur die hele omtrek gegaan. Hy keer in die krag van die Gees. Die Gees het by die Jordaanrivier, hy's gedoop by die Jordaanrivier. Nou kom hy terug na Galilea toe, met 'n kaart hier kry. Kyk gou. Hy's hier in die omgewing, hier ergens in die Jordaanrivier gedoop. OK, Dooie See, hier is Egipte land, hier gaan ons af Afrika toe. Hier kom ons op. Hier Johannes het hier in die Jordaan het aan die mense gedoop, en Jesus word in die Jordaan gedoop. Nou gaan hy weer terug na Galilea toe. Hier's Galilea, en daar begin Jesus sy werk nou te doen. OK, en hy kom in die krag van die Gees soontoe, want hy's gesalf met die Gees. Die Gees bekragtig hom, en wat doen hy? Daar staan hy teruggekeer, en 'n gerug het aangaande hom deur die hele omtrek gegaan. Hy sê: "Wow, het julle gesien wie's hier? Ou wat allerlei goeders doen," want hy word bekragtig deur die Heilige Gees. OK? Kyk bietjie wat gebeur toe. Andile lees vir ons vers 15. Hy het die mense in die sinagoges geleer en almal het met lof van hom gepraat. OK, hy het die mense in die sinagoges geleer. Sinagoge is soos 'n kerkgebou. Sinagoge is wat daai tyd sinagoge want beteken die Griekse woord is synagoge. Ja. Want dit beteken sin saam kom. OK, saamkom. Dis die samekoms van die Israeliete op die Sabbatdag, en daar was 'n rabbi en hy het hulle geleer, maar nou kom Jesus en hy begin die mense te leer. Waaroor leer hy hulle? Van die koninkryk van God. En die Ou Testament praat oor al die goed, en Jesus preek oor die Ou Testament. Ons gaan nou kyk nou 'n bietjie vers 16, Marie, lees vir ons vers 16. Toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was. En soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te leer. OK, nou kom hy kom in die sinagoge in Nasaret. Waar's Nasaret? Mag mens dit
dit op hierdie kaart sal sien. En jy sien dit op hierdie kaart, gaan maar verklaar. Ok, Nasaret. Ons kyk 'n bietjie. Galilea. Daar's Nasaret. Ok. So hy gaan daar Jesus groot geword. Ok. En hy gaan in die sinagoge, hy staan op om te lees. Nou in daardie tyd in die sinagoge hoe dit gewerk het, daar was so 'n bank soos hierdie tafel en dan was daar 'n rak daar teen die muur of agter en al die rolle van die Ou Testament is daar in die rak gepak want onthou, hulle het nie boeke gehad nie, alles was op rolle. Ons moes nou, hulle tog nie daai tyd boeke gehad nie. So alles is op rolle gerol en daar's die Genesis rol, daar's die Exodus rol, en dit is so ingepak. Nou staan Jesus op om te lees. Wat gaan nou gebeur? Kyk vers 16 of vers 17, Johannes. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. Okay, so die boek word nou van hom gegee, nou rol Jesus oop. Nou rol hy oop. Tot by 'n spesifieke plek in Jesaja. Want jy blaai nou nie, jy moet rol. Kan nou rol. Daar's die plek. Okay. Wat lees hy toe? Andile, lees ons vers 18. Die Gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes om onderdruktes in vryheid uit te stuur. Okay. Die Gees is op my. Hoekom? Die Gees het op hom gekom by Jordaan, by die Jordaanrivier. Hy kom in die krag van die Gees in Galilea aan. En nou preek hy in op Nasaret in die Sabbatdag. En wat sê hy? Die Gees is op my want hy het my gesalf. Die Here het my gesalf en daai kom uit Jesaja 61. Kom uit Jesaja 61. Nou kyk 'n bietjie Marie, lees vir ons versie 20. En nadat hy die boek toegemaak het en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit en die oë van almal in die sinagoge was op hom gefestig. Nou dis hoe dit in daai tyd gewerk het. As ek nou preek, dan lees ek terwyl ek staan en ek staan terwyl ek preek en daai tyd nie so gewerk. Jy het gestaan as jy lees en jy het gaan sit as jy preek. Okay. dit is belangrik, almal uiteindelik gestaan want uit respek vir God se woord het jy gestaan. En as jy preek, dan gaan sit jy. Okay. En toe, wat sê hy vir hulle in die preek? Wat sê vers 21? Lees 'n bietjie daar, Johannes. Toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Okay. So met ander woorde spreek hy. En ek dink die preek was langer as daai. Maar hy het vir hulle daai skrif gelees en daai skrif verklaar en hy het hulle gesê, weet julle wat? Jesaja het geprofeteer, daar kom iemand en hy gaan gesalf word met die Heilige Gees en dis ek. Dis ek. Ek is daardie een. En dan sê hy, ek is gesalf deur die Gees met 'n doel om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om die verbrysseldes van hart te genees, om die gevangenes vrylating te verkondig, aan blindes herstel van gesig, aan die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Okay. Nou kom sê gou vir my, wat 'n soort ampt voer Jesus hier uit? Wat doen Jesus hier? Profeteer. Hy is die profeet. Hier doen hy sy profeetwerk. Hy is gesalf as ons hoogste profeet wat verkondig, ek kom om julle te verlos. Hy is 'n profeet wat van homself profeteer. Hy is 'n profeet wat oor homself profeteer. En hy sê, ek is 'n profeet en wat ek profeteer is dat ek 'n koning en 'n priester ook is. Wat julle kom verlos. Want wat doen hy? Hy verlos hy kom die armes, hy kom om aan die armes die evangelie te verkondig. Blye boodskap aan die armes. Wat se armes is dit? Andile, almal in die lokasie, okay? Die wit mense mis uit. Okay, nee, die armes hierso is ouens
wat nie hulle sondeskuld kan betaal nie. Dis ouens wat hulle sonde besef en sê, ek kan nie betaal nie. Want dis 'n groot probleem. Dis 'n groot probleem. En die Here Jesus is dan die priester wat aan die kruis sy liggaam offer, homself as sy hele menswees offer, binne in die oordeel van God ingaan, sodat ons kan uitgaan. Dis wat die priester doen. Daar in die Ou Testament, het jy, as jy sonde gedoen het, dan het jy 'n skaap gebring. Na die priester toe. Dan doen jy nog iets. Jy sit jou hande op die kop van die skaap. Dan bely jy jou sonde, dan sê jy, ek het God se wette oortree. En dis 'n teken van my sonde wat van my af op die skaap gaan. Nou staan ek terug. Nou staan my skaap daar met die sonde, my sonde op die skaap. Wat doen die priester? Hy haal die mes uit, sny die skaap se keel af, skaap val daar voor jou morsdood neer. Ja, wat sê dit? Ek moes daar gewees het. Maar nou is ek nie daar nie, want die skaap het my skuld gedra. Maar nou kom Jesus en hy word die priester wat nie net die keel afsny nie, hy gee homself. Hy word ook die lam, hy word ook die skaap. Jesus is die priester, maar dan is hy ook die koning. Die koning wat ons kom verlos, en ons kom regeer. En hy regeer ons baie goed. Kyk, daar staan, hy kondig die aangename jaar van die Here aan. Andelie, hoe sê jou Bybel dit? Is daar by vers 19. Sê, lees bietjie vir my jou Bybel se vers 19. In Lukas 4. Ja? 19. Om die genadejaar van die Here aan te kondig. Die genadejaar, ons Bybel sê aangename jaar. Die genadejaar, en daai genadejaar kom uit die Ou Testament uit. Daai is 'n tyd wanneer daar vry, as jy in die Ou Testament 'n slaaf was, dan die hele Ou Testament het gewerk met sewes. Jy werk 6 dae, 7 dae rus jy. Dan gaan dit verder. Elke 7de jaar is daar 'n Sabbatjaar waar ons vir daai jaar lank nie gaan werk nie. Nou dink jy, dis cool, maar wie gaan plant en ploeg en hoe gaan ons leef in daai jaar? Die Here sê ek sal vir jou sorg. Maar in daai 7de jaar was daar vrylating. As ek skuld gehad het, dan is my skuld in daardie 7de jaar afgeskryf. En dan was daar elke 7de jaar. Met ander woorde, na 50 jaar was daar 'n groot vrylating gewees. Die Levitikus 23 praat van die jubeljaar. Hierso praat Lukas van die aangename jaar. Daai Bybel van Andelie sê die genadejaar. En dit was vrylating. Die Here bring die tyd van die groot vrylating. En hy doen dit en hy kondig dit af as profeet. En hy maak dit 'n werklikheid omdat hy 'n priester en 'n koning is. Maak dit sin? Okay, kom ons lees nou 'n bietjie ons katekismes gou-gou, daar by Sondag 12. Kom ek gaan sê Marie, lees nou weer van die begin af. Van omdat af. Omdat hy deur God die Vader verordineer en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar. Okay, hoogste profeet en leraar, en dit sien ons sommer hier in Lukas, Hy is ons hoogste profeet en leraar, ja? Wat ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle geopenbaar het. Okay. En tot ons enigste hoëpriester wat ons met die enige offerhande van sy liggaam verlos het en vir ons met sy voorbidding gedurig deur intree by die Vader. Okay, so met ander woorde, hy is die profeet wat vir ons vertel hoe ons verlos word. Hy vertel ons, ek is die verlosser. Hy vertel ons, ek is die priester en die koning wat julle verlos. En dan is hy ook die priester wat die offer bring. Okay, maak dit sin vir julle? Okay? En dan is hy ook die koning, tot ons ewige koning
wat ons met sy woord en gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar. Dis wie Jesus vir ons is. Ouens, hierdie is wonderlik. Dit is baie goed. Okay, hy's die profeet, hy's gesalf, ons het dit nou mooi gelees hier in die Bybel. Hy's aangestel, Johannes 6:38-39, aangestel. Hy Vader stuur hom, Galasiërs 4. Hy word gesalf, Lukas 3 en 4. Waartoe word hy gesalf? As die profeet wat vertel hy kom ons verlos. Hoe gaan hy ons verlos? Want hy is ook gesalf as die priester wat homself offer aan die kruis. En hy is ons koning wat ons nou regeer. Wat se koning het ons eers gehad voor ons verlos word? Wie was toe ons koning? Duiwel. Die duiwel en sonde. Hoe is daai koning? Dis 'n koning wat jou lewe vernietig. Hoe 'n koning is Jesus? 'n Goeie koning. Sy juk is sag, sy las is lig, hy is lief vir jou, hy beskerm jou, hy bewaar jou, hy vat jou onder sy koninkryk. Hy het soos 'n koninkryk wat in die geskiedenis trek, tot dit by die volheid van die koninkryk kom op die nuwe aarde, Openbaring 21 en 22. Verstaan julle dit? Baie belangrik en baie wonderlik. Nou as ons hierdie goed weet, wat moet ons doen? Nou weet ons, wat beteken dit as die Seun van God ook die Christus is? Wat moet ons nou doen? Glo. Ons moet in hom glo. Ons moet in hom glo. En Jesus sê, kom na my toe. En dan moet ons in gebed na hierdie Jesus toe gaan. Hy is my profeet wat vir my vertel hoe hy my verlos. Hy is my koning wat my regeer. Hy is my priester wat met my sy offer my sondeskuld betaal. Okay, maak dit sin vir julle. Dis belangrik en ons moet dit dan moet ons in hom toe gaan in geloof en ons moet dan ook hierdie koning, priester en profeet van ons lief hê en ons moet hom begeer. Okay. Goed, kom ons stop dan daar. Kom ons bid. Vader, ons loof en prys U dat U vir ons 'n middelaar aangestel het en bestem het en verordineer het voor die grondlegging van die wêreld. Dankie Here dat U aan hom ook mense gee wat hy kom verlos en dat hy nie een van hulle sal verloor nie. Dankie dat ons kan weet dat ons die mense van Jesus is wanneer ons in hom glo. Dankie Here Jesus dat U vir ons die profeet is wat ons roep. Dankie dat U vir ons die priester is wat U lewe vir ons gee. Dankie dat U ons koning is wat oor ons nou regeer. Sodat ons nie meer in die ou koninkryk van Satan en sonde leef waar ons lewens vernietig word nie, maar dat ons in U koninkryk kan leef waar ons die ewige lewe het. Amen.